Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart, dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Kom ons lees Kolossense 3, vers 14 en 15. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Wees altyd dankbaar. Paulus is pynlik bewus daarvan dat nuwe gewoontes in kinders van die Here se lewe nie maklik aangeleer word nie. Veral nie waar dit sulke groot sake soos nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid aangaan nie. Gelowiges word nie daarmee gebore nie. Hulle moet wedergebore word om so te word. En selfs dan gaan dit maar swaar, want ons lewe in 'n onvolkome wêreld met baie sonde. Daarom voeg Paulus vir ons 'n klompie hulpmiddels by, waarvan niks ons verras nie, maar waarin ons die apostel se smeekstem kan hoor. Wees lief vir mekaar, sê hy. Laat Christus se vrede julle lewe regeer. En as julle steeds sukkel, wees dan dankbaar vir alles wat Christus vir julle gedoen en gegee het. Dankbaarheid maak van ons werklik getroue gelowige mense wat toegewyd lewe in nederigheid. En as ons elke dag so lewe, dan vul dit ook ons harte later met die liefde en die vrede. Ons moet mekaar ook leer vanuit God se woord, sê Paulus. En ons moet ook sing tot eer van die Here. Daar is soveel om voor dankbaar te wees. Want nee, dit is nie so moeilik om God se nuwe kinders te wees in Christus Jesus nie. Die Vader wat ons nuut gemaak het, gee ons alles wat dit moontlik en maklik maak en lekker maak. Die probleem lê dikwels by ons broeder en suster. Ons wil nie gehoorsaam wees nie. Ons wil nie die Bybel gaan toepas nie. Ons wil nie luister na God se stem nie. Ons wil onsself uitgedinkte reëls navolg. En so kan ons nie lewe nie. Ek en jy moet bo alles mekaar lief hê en die vrede wat Christus gee, moet die deurslag in ons lewens gee en ons moet altyd dankbaar teenoor die Here lewe. Kom ons bid vir mekaar, ons help mekaar en ons leer mekaar, dat die Heilige Gees hierdie dinge 'n werklikheid in ons lewe sal maak en dat ons lewens elke dag God sal verheerlik. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vandag U naam te kan aanroep in gebed. Ons loof en prys U, want U is die enigste ware God. Ons God en Vader en Skepper. Dankie vir U liefde in ons lewe en U versorging elke dag. Ons eer U ook vir soveel seëninge en ons is dankbaar vir alles wat U vir ons doen, gee en beteken. Seën vir ons hierdie mooi dag, vul ons harte met U vrede, maak ons gehoorsaam aan U woord en laat ons elke dag met die oë gerig op Jesus lewe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.